Ja. Ek moet nog eers begin, Leon. Manne, môre kom ons uit die fone af. Manne, dames, welkom. Ek wil hom net sê, ek is bitter bly die vader het besluit om 'n rip te vat. En dit lyk baie beter. Welkom by ons vanoggend as die manne is wat die eerste keer hier is. Ek sien nie nuwe gesigte nie, maar as jy van die dames is wat se manne nie hier is nie. En julle wil graag julle moet kom 'n draaimaakie by ons, dan daarso as jy uitgaan onder die donasiepyltjie is daar 'n e-poslys wat jy jou naam kan opsit en jou e-posadres as jy wil hê jou man moet kom kuier. TJF het 'n plek vir getuienis. Dis al wat ons doen hierso. Ons luister na manne se getuienis. Volgende week is 'n Solly Staggie hierso. Julle sal sy broer is Rashid Staggie gewees. Een van die bendeleiers van vroeër jare in die Kaap. So ons sien baie uit na volgende week ook. Die week verjaar Ewert Loupsher. Ek het gewonder hoekom ek hom wou bel gisterand, nou weet ek. En Johan Fourie, dis Hanno se pa, nee. As hulle verjaarsdag, so in hulle afwesigheid wil ek net vir hulle ook geluk sê met hulle verjaarsdag en dan die Here se seën oor hulle uitspreek. So die van julle wat vanmôre so 'n bietjie swaarmoedig is, die seën is vir jou ook. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So mag jy uitgaan vanmôre met die vrede van die Here in jou hart. Kom ons bid saam voor ek vir Jolandi aan die woord stel. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat U lankal vanoggend hier was. Here, ek wil elke hart wat vanmôre hier so is, wil ek aan U kom opdra. Mag ons sagte harte hê. Mag U woorde sny tussen murg en been vanoggend en mag ons vanmôre weer eens net 'n wekroep kry van U genade en U liefde en die opdrag wat U elkeen van ons gegee het. Mag ons uitgaan vandag, mag ons paaie gelyk gemaak word en mag ons lig en sout daar buite wees. Ons vra U seën oor Jolandi en haar gesin en mag U vir hulle vrede gee. Amen. Nou daar so 'n paar mense in my lewe wat ek mee journey en ek het baie vroeër jare altyd gedink witbroodjies, daar's witbroodjies in die lewe. En dan later dan kom jy agter in jou eie journey dat dit nie hulle is nie, maar dis Christus in hulle wat die verskil maak. En dit is as ek na Jolandi kyk, dan is dit wat vir my treffend is van Jolandi. Ek kan nou vanmôre, ek lees nie graag Jakobus nie, want dit is vir my bietjie uitdagend. Maar in Jakobus vanoggend lees ek Jakobus 2 vers 12 en 13 sê, sorg dus dat jou woorde en dade wys dat jy iemand is wat weet dat jy beoordeel gaan word deur die wet wat vrymaak, die wet van liefde. Wie sonder ontferming optree sal sonder ontferming geoordeel word. God se ontferming is sterker as sy oordeel. Wat 'n wonderlike blessing om te weet dat sy liefde is sterker as sy oordeel. Jolandi, welkom. Baie dankie vir jou en Leon dat julle tyd opoffer vanoggend en mag die Here jou seën. Môre julle, kan almal my hoor? Daar is hy bietjie beter. Ons sê baie dankie, wat 'n voorreg om vanoggend met julle te kom gesels. En soos Oswald gesê het, hierdie is 'n platform vir getuienis. En dit is dan presies ook vanoggend wat ek graag met julle wil deel, is 'n getuienis. Maar kan ons net eers sê dat hierdie dag behoort aan die Here. Die dag behoort aan die Here en dit wat hy daarmee wil doen. En ons gee hom alle eer daarvoor. Natuurlik, toe ons wat vir my gevra het om ek met julle my getuienis sal kom deel, is dit mos nou iets wat in jou leef, reg? Dit is mos iets wat jy die hele tyd voor die Here bring, want dit is belangrik, want jy wil 'n deel van sy hart kom deel met mense.
So dit leef die hele tyd hier binne in my. En ek wil vir julle sê, ek gebruik graag die volgende analogie. Die vleeniers praat van as hulle gaan land, daai laaste deeltjie voor hulle land, noem hulle the short final. En enige vleenier gaan vir jou sê, dat hy het alles in sy vermoë gedoen, met daai vliegtuig, om hom tot op daai plek te kan bring, voordat hy hom gaan land. Maar in die short final, het hy nie meer beheer nie. Die short final gaan daai vliegtuig sy laaste ding doen wat hy moet doen. So die Here het in my hart gewerk, glo ek, om met julle te kon deel wat hy vandag wil deel, maar ons het so pas in die short final ingegaan. Ek is absoluut buite beheer. Net sy gees in my is in volle beheer. En dit is vandag wat hy, met ander woorde wat ek voel wat hy wil deel met julle. Ek het die voorreg gehad julle, om laas jaar die 26 November, het Erik en Dries 'n uitnodiging uitgestuur van Norm Wakefield, wat Live to Love, daai boekie geskryf het, en sy getuienis rondom dit gedeel het die oggend. Wie van julle het so 2 weke terug toe Norm hier in Suid-Afrika was, dit hier bygewoon? Goed. So ek wil vanoggend wil ek aanhak by oom Norm. Maar ek wil net gou vir julle die volgende skrif graag lees en vir julle sê wat die Here vanoggend vir my kom wys het. Ek lees graag vir julle uit die Engelse vertaling uit Song of Songs, wat hooglied is, nê? Wat God se hoogste lied is, want dit is die lied van liefde. Dit sê, the most amazing song of all by King Solomon, the Shulamite. Nou, wie is die Shulamite? Dis ons, dis die bruid. Let him smother me with kisses, his spirit kiss divine. So kind are your caresses, I drink them in like the sweetest wine. Your presence releases a fragrance, so pleasing, over and over poured out, for your lovely name is flowing oil. No wonder the brides to be adore you. So toe ek dit vanoggend lees, en onder hierso in die footnote sê dit, dat God se liefde, daai caresses, beteken dat God se liefde is meervoudig. God se liefde is nie enkelvoud nie. God se liefde is meervoud, is in meervoud. En dit sê die volgende, dit sê, this speaks of his saving love, his keeping love, his forgiving love, and his embracing love. The love of Jesus cannot be singular. It's so infinite, it must be described in the plural. Is dit nie amazing nie, julle? Sy liefde is absoluut meervoudig. Nou, wie is ek? En wat gee my die reg en die voorreg om vanoggend met julle te praat daaroor? In die eerste plek is ek 'n lover of Jesus. In die tweede plek het die Here vir my 'n paar jaar terug dit oopgemaak en kom wys dat jou naam dra betekenis. En vanoggend het ons gelees dat hy sê sy naam is like flowing oil. Nou dit is jou naam ook. Jou naam is jou olie. Hoekom kan ek dit sê? Die grondtaal, die taal waarin die woord geskryf is, die Ou Testament veral, is Hebreëus. En dis 'n prentjietaal. Dis 'n prentjietaal. En wat hulle sê is Hashem. Hashem is the name. Daai Shem en Shemen, as jy net 'n en aan Hashem sit, dan verander dit van naam na olie. Dit is dieselfde grondwoord. So die Here het oopgebreek jare terug. Jolandi, jou naam is jou olie. Toe ek vir hom vra, Here, hoekom wil ek met mense gaan praat oor hulle name se betekenis? Hoekom ek? Want wat se voorreg het ek nie? Want waar is die oesland waar ek vir die Here kan werk? Oral. Want almal het name. Almal het name. So
wat gee my daai voorreg? En die Here het vir my kom wys, in jou naam is die woordjie land. You land die. En het vir my gesê, ek het vir jou daai grondgebied gegee. Ek het vir jou daai land gegee. Daar is waar jy kan plant en daar is waar jy kan oes vir my koninkryk. Nou kom ons kom by die getuienis van die oggend. Daai woensdagoggend, die 28ste November, ry ek die oggend net hier buite, waar Erik hulle vir oom Norm Wakefield, seker my grys hare nie sê oom nie, Norm Wakefield, genooi het om te kom praat, en Norm nooi ons die oggend. Hy nooi ons die oggend in sy en Alma sy vrou se recovery room experience in. En toe hy die uitnodiging rig en vir ons sê, hy nooi ons vanoggend in die recovery room experience in, toe skuif daar iets binne in my hart. En hy sê die volgende, gedeel het, maar met die wat dit nou nog nie gehoor het nie, gaan ek 'n kort weergawe daarvan gee. Hy sê hy het Alma se hand vasgehou. Sy het nou net hulle vierde baba gehad, wat 'n dogter was. En hy het haar hand vasgehou en het gebid en het vir die Heer dankie gesê vir nog 'n kind, dat hy hulle bederf het met hierdie geskenk, want dis wat ons kinders is, dis geskenke. En hy het haar hand vasgehou en in daai proses kom die dokter ingestap wat die bevalling gedoen het. Hy sê dit was 'n jong doktertjie, nie ervaring gehad nie, en basies wat hy vir Norm en vir Alma toe sê, is dat hulle het 'n dogter wat gestremd is, en hulle moet maar besluit wat hulle met haar wil doen, en die sosiale werkers gaan inkom, en hy sê, op daai oomblik, arresteer die Here hom, en hy sê, Norm, thank me again. Thank me again for this gift that I just gave you. Want julle sien, ons verwagting van die Here is, as hy vir ons geskenke gee, is dat dit op 'n sekere manier moet lyk. Maar dit het nie vir hom dit het nie gelyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. En hulle dogter Amanda is soos ek sê, die vierde kind, en sy is 'n Down syndroom baba gewees. En wat my so geraak is, sy volgende sin is, hy wens dat ons almal haar kan ontmoet. Net oor hoe spesiaal sy is. En ek het daar gesit en ek gedink, Here, hoe kosbaar is dit, want Amanda beteken, she must be loved. Dit is wat haar naam beteken. She must be loved. En ek dink, Here, hoe kosbaar is dit? Die Here is altyd in die detail. Die Here is altyd in die detail. Ek het daar opgestaan die dag, en my hart het geskuif. En ek het besef, daar's mense in my lewe, daar's goed in my lewe, wat ek nie elke dag as geskenke hanteer nie. En ek moet uit 'n plek van liefde uit, na hulle begin kyk in my lewe as geskenke. Dit was die Woensdag, die 26ste. Die Vrydagoggend, die 28ste, het daar iets gebeur, en ek is net mismoedig, julle. Raak julle ook partykeer mismoedig? Ek is net mismoedig. Klim in my kar, ek moet 'n kliënt kry, ek maak joernale met jou naam se betekenis op. Daai oggend sy het by my net 4 gewone joernale bestel, en ek is op pad om dit te gaan afgee, en dit is Vrydag, en dit is Black Friday, en al wat 'n winkel is chaos, en ek sê van, kom ons kry net mekaar hier by Stellenberg Kerk se Marias. En ek stop daar, en sy sê, Jolandi, sy stuur vir my boodskap, en sy sê, Jolandi, ek gaan 1/2 laat. Great. Nou het ek 1/2 van rus en vrede. Ek gaan nou 'n koffietjie kry, ek gaan nou rustig sit. Want julle sien, oom Norm het vir ons 'n gebed gegee daai dag, op 'n kaartjie. En dit is amper soos Jabes se gebed. Dit is 'n gevaarlike gebed. Want as jy daar sê, Here, stuur vir my iemand om voor lief te wees, beteken dit is iemand wat liefde nodig het. Hulle lyk nie soos iemand wat jy wil lief hê nie. Verstaan julle? En ek het gaan sit met my koffietjie, en daar 2 dames aan my regterkant gesit. As ek so gemaak het, kon ek dink aan haar skouer gevat het, so naby aan my was sy, en hulle het relatief hard gepraat. So ek is hier, so ek is besig met my koffie,
ek is nie op 'n goeie plek nie, so eintlik is ek op die beste plek vir die Here om gebruik te word, want ek is oor myself. Ek is uit die pad uit totaal. Dit gaan niks oor my nie, dit gaan niks oor Jolandi nie. En hierso sit die twee dames en die een dame begin vir die ander een te vertel oor hoe sy hierdie klomp joernale het wat sy nou net van haar huis af iewers af getrek het Durbanville toe. Sy sê die Here self het my in hierdie ouer huis kom sit hierbo. Sy sê dit ek voel of ek in 'n voeltjie kou bly. Ek sien nie meer die see nie, ek sien nie eers meer bome nie en sy's besig om te kla en sy's besig om te sê, maar sy hou aanpraat oor haar boks van joernale wat sy saamgebring het, dat sy weer deur dit werk, dat sy al haar seer daarin geskryf het. So sy's besig met hierdie gesprek met haar vriendin oorkant haar. Julle, maar ek vang haar vriendin oorkant haar se oog en ek sien vriendin oorkant haar voel, sy lyk soos ek vandag voel. So ek weet, sy was al 4 jaar terug gedaan. Sy was al 4 jaar terug nie meer Lissie. En hoe meer hierdie vriendin vir haar vra, wat moet ek met my joernale doen? Hoe meer sê die vriendin oorkant haar vir haar, brand dit. Skeer dit op. Shred dit. En ek dink net die hele tyd, nee. Moenie dit doen nie. Nou weer Jolandi, totaal, soos ek sê, glad nie myself nie. Draai na die vrou toe en ek sê vir haar, die vrou met die joernale, ek draai na haar toe en ek sê vir haar, ekskuus tog. Ek dink ek het vir jou antwoord. Ek dink ek kan vir jou sê wat jy met jou joernale moet doen. En haar vriendin oorkant haar julle, ek beloof julle, dit het presies so gelyk. Dit was so, na die tyd was dit snaaks. Op 'n oomblik was dit nie snaaks nie, maar die Here het ook my hart net so in liefde gehou. Sy lê so vorentoe en sy sê, ekskuus tog, gooi jy 'n vark oor terwyl ander mense in 'n koffieshop sit en koffie drink. En ek sê, nee, ek sê nie, ek doen nie, dis glad nie my natuur nie. Ek sê, maar, julle praat oor iets wat naby my hart is, so ek wil dit graag met jou vriendin deel. Ek sê, maar weet jy wat, dit is net soos Jesus. Jy het 'n keuse. Jy kan hom kies of jy hoef nie. Hy lei 'n deurklokkie van jou hart. Dis jou besluit of jy dit gaan oopmaak of nie. En vriendin met die joernale draai na my toe. Sy sê, ek wil graag hoor wat jy te sê het. Ek sê, weet jy wat? Die Here het daai joernale gebruik. Jy het in daai joernale geskryf. Jy het jou seer deurgewerk saam met hom in daai joernale. Daai is jou olie. Dit is wat die Here wil gaan gebruik in ander mense se lewens. Vra hom daaroor. Vra hom wat hy daarmee wil doen. Moenie dit opskeer nie, moenie dit verbrand nie. Maar ek sien julle voor my, soos ek in my lewe nog nooit gesien het, dat die Here 'n lig aansit in iemand nie. Want ek sien dadelik in haar oë, in haar hele wese, dat sy so pas gehoor het wat die Heilige Gees vir haar gesê het. En ek is opgewonde, maar voordat ek kon lekker opgewonde raak, sê varkoortjie, ekskuus tog, ek wil net weer vra, doen jy dit gereeld om so in coffeeshops te gaan sit en mense te vra? Nou teen daai tyd het ek mos nou al 'n oomblik gehad wat ek geluister het, so ek weet wat haar naam is, en ek wil nie haar naam noem nie, nou sy een van julle se vrouens. So ek weet wat haar naam is, en ek draai na haar toe en ek sê, weet jy, dat jou naam kom van Christus af. Ek sê, en dit beteken anointed. Ek sê, en weet jy wat? Jy is 'n vrou wat hou van wit of swart. Jy hou nie van grys nie. Jy hou van wit of swart. Ek sê, maar weet jy wat? Dit staan alles in jou naam geskryf. Want waarvoor het Jesus gekom? Hy het gekom vir truth. Hy het gekom vir waarheid. Jy staan vir die waarheid, en mense hou nie daarvan nie. En sy sit so terug, en sy sê vir my, sê gou vir my, wie is jy? Ek sê van my naam is Jolandi, en ek doen navorsing op mense se name, en ek vertel vir hulle wat hulle name beteken. Ek sê van, weet jy wat moet jy begin doen?
Jy moet begin skryf. Jy moet 'n joernaal gryp en begin skryf. En jou seer saam met die Here deurwerk. Julle, sy sê, ek gaan dit verseker nie doen nie. Sy sê, dit wat in my is, kan ek nie op papier neersit nie. En die Here laat my die volgende ding vir haar sê, en dit is wat gebeur, as hy deur ons werk, en ons kan sê, his name is flowing oil. Ons name word vloeibare olie, wat hy kan gebruik. Wat my naam beteken, the love and peace of God. Dis wat my naam beteken. So liefde is my tema. Liefde is my taal. En ek sê vir haar, weet jy, navorsing het bewys, julle, net om letterlik 'n halfuur later uit te vind, sy's 'n wetenskaplike. Ek sê vir haar, navorsing het bewys, dat as iets in jou kop is, en jy laat dit deur jou hand werk, na 'n boek toe, na 'n joernaal toe, en jy skryf dit neer, het dit 'n 46% groter kans om waar te word. Sy sê, wat? Ek sê, ja. Sy sê, het jy dit al probeer? Want sy is 'n wetenskaplike, jy sien, she wants proof, dat hierdie spilletjie gewerk het. Ek sê vir, weet jy wat, 4 jaar terug, toe ek nou al rustiger, want varkoortjie is rustiger. Ek sê 4 jaar terug het ek ook soos jy gelyk. Ek het ook soos jy geklink, ek was net so hartseer. Ek sê, weet jy wat, ek het my huis oopgemaak, elke woensdagoggend. Ek het vir vrouens gesê, kom sit saam met my, en ons journal, en ons skryf ons harte uit vir die Here. Dit wat hy vir ons gee, dit wat hy vir ons sê, dit wat hy met ons deel. Ek sê, en elke woensdagoggend as die vrouens gekom het, het ek ietsie vir hulle net neergesit. As jy vra vir die Here, wat sê hy vandag vir jou? Want julle, ek dink as daar een ding is wat die Here wil hê, is, dat jy en ek moet weet, hy praat met ons die hele tyd. Hy praat met ons die hele tyd. En ek begin, en ek dink, Here, waarheen gaan hierdie gesprek, want ek hoor myself al vertel, van die oggend toe ek die boksie Smarties daar neergesit het. En varkoortjie sit so terug, en haar oë skiet vol trane, en sy sê, my kleinkind het laasweek na my toe gekom, met 'n boksie Smarties. Sy sê, en sy lees vir my, en sy sê, daar staan, what a lot to God. Want daar staan mos, what a lot I got. Sy sê, en al wat sy gehoor het is, what a lot of God. Julle sien, as ons oom Noem sy gebed bid, dat hy vir ons iemand moet stuur, wat ons moet lief hê, of wat hy wil lief hê deur ons liewers, dan het hy reeds sy persoon sy hart voorberei. Hy het klaar die grondgebied reggemaak. Jy moet net opdaag, jy moet net gewillig wees, om daai liefde te leef. Julle, maar dis nog nie die einde nie. So sy sit terug, ons het nou gestop op die Smarties, en hier stap my vriendin, kollega, kliënt in, wat haar joernale moet kom haal al 'n uur later. En sy kom ingestap, en ek sê, hallo Elmarie, en ek stel vir Elmarie voor aan die 2 dames, ek sê, ons het mekaar nou net ontmoet. En my vriendin, julle draai na varkoortjie toe. En sy sê vir haar die volgende. Sy sê, hoekom wys die Here vanoggend vir my jou been? En hoekom sê die Here, ek moet vir jou vra, of ek vir jou mag bid? Julle, en varkoortjie staan op, en sy lig haar broekspyp op, en op die onderkant van haar been, dit is 'n geweldige groot gat, waar 'n melanoom was, wat uitgesny is, so dit is vleis. Dis vleis wat droog is. Julle, ek het in my lewe nog nooit so iets gesien nie. Dis ongelooflik. En sy sê, asseblief bid vir my. Julle sien, dit is wat die Here van liefde doen. En sy steek haar been vorentoe uit, en Elmarie sak af, en sy bid vir varkoor se been. Julle, en sy staan op, en hier is die deel, waar ek kan sê, die Here se liefde is meervoud, want tot op daai punt, het ek gesien hoe dit lyk, as ek uit die pad uitkom, as ek nie omgee as iemand mislik en lelik met my is nie, as ek net sy liefde laat vloei, tot op daai punt het ek gedink, Here, dis amazing, ek kan hierdie vrou liefde gee, maar sy liefde is meervoudig.
Jy gaan nooit liefde gee en nie liefde kry in dieselfde sin nie. Dit is net hoe sy koninkryk werk. Vandat ek hom dien, het ek dit nog nooit anders beleef nie. Dit is altyd 'n heen en weer. En toe sy regop kom, toe Anne-Marie regop kom, toe kyk sy vir Varkwoordjie en sy sê, ek ervaar baie sterk, ek moet asseblief die volgende vir jou sê. Kan ek dit vir jou sê? Sy vra haar die hele tyd toestemming, asof sy weet haar hart is hartjele. En sy sê, ja, asseblief. Sy sê, ek ervaar so sterk, die Here sê, jy moet begin skryf, jy moet vir jou 'n joernaal kry. Verstaan julle hoe groot dit is? Anne-Marie het nou net daar ingestap, sy het nie die gesprek gehoor nie, maar die Here het. Die Here was daar, dit was sy gesprek, dit was sy liefde. En sy draai om en sy haal 2 joernale uit die sak uit wat ek nou net vir haar gebring het. En sy sê, ek kon nie verstaan nie, ek het net 2 nodig gehad, ek het vir Jolandi gevra om 4 te maak. En sy gee vir die 2 dames elkeen 'n joernaal. Julle en Varkwoordjie draai na my toe. En sy sê, ek het nou besluit, jy sit nie net in coffeeshops en luister na gesprekke nie. Jy's 'n engel. Want julle sien, dit is wat die mense daar buite nodig het, julle. Die mense daar buite het liefde nodig. Die mense daar buite het nie ons swaarde nodig nie. Die mense daar buite het nie, hulle het liefde nodig. Hulle het liefde nodig. En daar so die Here, daai oggend, my hart kom draai. Hy het my hart heeltemal kom draai, dat ek anders begin kyk na situasies. En ek gaan vir julle sê, in my huis, het dit so groot verskil kom maak. Want ek het 'n dogter wat amazing is, maar sy het 'n baie sterk persoonlikheid. Totdat iemand so rukkie terug vir my gesê het jy al haar ma ontmoet. Sy het 'n baie sterk persoonlikheid. En die hele tyd voel ek is haar ma, ek moet haar leer, ek het hierdie boompie gekry, ek moet haar buig, ek wil haar nie breek nie. So ek is die hele tyd tussen buig en breek, buig en breek, buig en breek. Totdat oom nou my kom leer het, ek moet haar net lief hê. Sy is 'n student in Potch, en toe sy hierdie jaar, Februarie maand, die 3 Februarie op die bus klim. Die dag voor die tyd sit sy saam met my en Leon 'n koffietjie en drink. En sy sê, mamma, hierdie was 'n amazing vakansie. Ek sê, sussie, dit was, ek wil eintlik eers hê jy moet teruggaan nie. Waar gewoonlik sou ek haarself gevat het, verstaan julle? Ek sê, mamma wil nie jy moet gaan nie. Sy sê, hoekom het jy hierdie vakansie soveel grace met my gehad? Ek sê vir haar, Laarsie, omdat ek geleer het om grace met myself te hê. Want julle sien, dis wat liefde doen. Dis wat liefde doen. As jy liefde begin gee, as jy liefde rarig gaan begin verstaan, gaan jy begin lief word vir jouself. Gaan jy nie so hard op jouself wees die hele tyd nie. En dis hoe dit lyk. Dis hoe dit dan lyk. Jou amper 21-jarige dogter wat na jou toe draai en vir jou vra, hoekom het jy soveel grace met my gehad? Julle, dit is 'n amazing plek om te wees. Dit is 'n amazing plek om in sy liefde te stap. As niks anders vir jou verander het vandag nie, wil ek net dit weer vir jou sê. Gaan vind uit wat jou naam se betekenis is. Gaan vind uit wat jou naam se betekenis is. Want dis vloeiende olie. Die woord sê, his name is like flowing oil. As ek nie kan sê wie ek is, voordat ek moet sê wie hy is nie, hoekom sê ek dit? Ek kan nie vir iemand sê wie ek is, sonder om te sê, I am Jolandi. Wie is hy? Hy is I am. Jy kan nie sê wie jy is voordat jy nie eers vir hom erkenning gegee het daarvoor nie. Laat hom deur jou vloei. Laat sy liefde deur jou werk. Julle, dis life
changing. En ek gaan weer vir julle sê, it's a two-way street. Jy gaan meer terug ontvang as wat jy gee. En ons gee nie om te ontvang nie, maar dit is God se koninkryk. Dis hoe dit werk. Mag julle gebless word, vandag en vorentoe, met sy liefde, met sy olie van liefde. En mag dit regtig deur julle vloei na ander toe. En mag daar getuienisse uit julle lewens uitkom, van hoe dit lyk, as jy bereid is, om sy liefde deur jou te laat vloei. Ek sê vir julle dankie, wat 'n voorreg. Ons het nou so 'n bietjie tyd oor, so as daar van julle is wat 'n vraag of twee het. Ons rekord die boodskap, so ek sal graag wil hê om dit ordentlik op te vang, dat jy net vorentoe sal kom, die mikrofoon vat, en dan laat ons dit op kamera het, asseblief. So as jy vra het, vra jou vraag, asseblief. Moenie laat dit verbygaan nie. Ek het ook maar so 'n bors gehad, toe sak dit af. Sorry, dat ding nou so kom. Ek het gesit en gehoor na wat Tannie gesê het. Ek wil sê, hoe vind jy liefde in jouself? Ek dink dit is maar iets waarmee ek sukkel. Want ek is baie hard op myself, altyd hard op myself, doubt myself. Ja, so dit is maar die vraag wat ek het, hoe vind jy liefde in jouself? En ja, ek het 'n verhouding met God, maar joh, is moeilik om lief te wees vir myself. So, wat 'n vraag, wat is jou naam? Christian. Presies. Maar skat, dit kom van die woord Christus af, wat beteken anointing en anointed. Ek gaan vir jou sê, dit is hoekom jou struggle oor liefde vir jou so werklikheid is. Want wat is Christus? Christus is liefde. So, ek gaan vir jou so sê, ek is 54 jaar oud vandag. Dit is vir my 'n 54 jaar lange struggle om daai liefde te ontdek. Maar ek dink as 'n mens op daai ouderdom al weet dat dit jou struggle is, dan is dit al die helfte van die battle gewen. Maar as jy gaan weet, Christian, dat Jesus leef binne in jou, dat dit liefde is wat binne in jou leef, en dat jy van daai plek af gaan begin operate, en elke dag opstaan, en sê, Jesus, ek erken U binne in my. Jesus, ek erken U liefde binne in my. En begin van daai pad af, begin van daai plek af, begin van daai posisie af. En ja, mag dit vir jou help. Hoor jy? Bless jou. Bless jou. En leef sy liefde. Leef sy liefde, skat. Leef sy liefde. Wat beteken Janku?
My skat Janko kom van die naam Johannes af. En dit beteken gracious gift. So die Here gebruik jou en ander mense se lewens om vir hulle te kan wys hoe groot sy genade is. So jy is 'n geskenk wat Jesus elke dag, wat God elke dag gebruik in ander mense se lewe. Dit is wat Janko beteken, a gift of grace. Een geskenk van genade, liefie. Een geskenk van genade. Terwyl hy nou vorentoe kom, ek wil net gevindig, ek het die week, laasweek 'n teaching wat ek gekyk het, en in die teaching skryf ek vinnig neer wat die ou sê. Hy sê, al die druk is van jou af. God verwag niks van jou nie. Hy verwag alles van Christus binne in jou. Jesus in jou is geregtig op sy erfborsie, en daarom kry ons erfborsie, en dan gee dit hoop aan mense om jou. Be strong and courageous, die voorsiener bly binne in jou. Dankie. Ek het eintlik gedink ek sal na die tyd vra, toe dink ek daar's dalk ander mense wat dalk dieselfde vraag het. Eerste ene is name. Ek het nooit soveel ag geslaan op name nie, maar familienaam byvoorbeeld. So ek is nou al die 3de, 4de of 5de, 6de generasie met dieselfde naam. Kyk jy na die oorspronklike naam of kyk jy na wat jy nou genoem word? En beteken dit dat jy en sê jou pa of jou oupa waar jy die naam vandaan kry, het dieselfde betekenis of hoe werk dit? Dankie vir die vraag. Ja, absoluut. In die eerste plek, daai naam wat so oor die generasies kom, het beteken presies dieselfde. En dit beteken uit die aard van die saak, dat dit is wat die Here deur daai generasie, deur jou hele familie, dat dit is wat hy deur jou familie wil doen. En selfs op die ouend van die dag, waar daar meer, selfs in van my, ek wil amper sê generasie af en jonger, waar daar halftipe van vermengende name geword het, waar die eerste deel is hierdie ouma se naam en die laaste deel is daai ouma se naam of wat ook al, dit bly nog steeds in die ek wil amper sê in die bloedlyn, nee? Dit bly in die bloedlyn. So wat ek doen is, as jy na my toe kom en jy sê jy wil jou naam se betekenis, dan gee jy vir my jou naam se betekenis, dit wat mense jou noem, jou noemnaam, en dit wat op jou doopsertifikaat staan, of wat jou naam wat jy op geregistreer is, en dan doen ek vir jou navorsing op dit. En, maar die belangrike ding om te besef, hoekom is jou naam so belangrik is, as elke keer as ek jou naam sê, wat is jou naam? Enes. Dis mooi. Elke keer as ek sê Enes, of as jou vrou sê Enes, dan spreek sy, dit wat alles in jou naam staan, dit wat dit beteken, spreek sy dit weer oor jou uit. Elke keer word dit alles wat jy voorstaan, dit wat die Here jou voorgemaak het, word gereeld, vasgelê, oor en oor, word oor jou gespreek. So elke keer as iemand dit sê, dan bless hulle jou weer, dan salf hulle jou weer met jou eie naam, met jou naam se betekenis, met dit wat die Here wil doen deur jou. Ek wil net graag weet, hoe gebeur dit as 'n ou 3 name het? Watter een aanvaar jy? Ek dink as jy 3 name het, dan is jy God se witbroodjie. Dan is jy God se witbroodjie. Want ek het op 'n stadium het ek gedink, toe as 'n jonger, voordat ek geweet het wat name beteken, het ek gedink, ag dankie Here, ek het net een naam, Jolandi. Totdat ek begin, mense my begin vra vir name se betekenis, en dan kom hierdie 2, 3, 4 name verby, en dan dink ek, Jesus, wie is gebless. Want dit beteken net, daar is al hierdie goed, want onthou, dis op papier vasgelê, dis geregistreer, staan jy, dis geregistreer in die hemele. Jou naam is in die Here se handpalm geskryf. He called you by name, al 3 van hulle. So dis amazing, it's amazing. Al 3 geld, al 3 is belangrik. En jou van natuurlik julle. Die Here het vir my gewys, Jolandi, land, dis my grondgebied, so 3 jaar terug, toe sê vir my, mamma, nie van vergeet nie.
Ek sê, Here, maar wat gee my die reg oor vanne? Hy sê, van Wyk. Hy sê, en ek luister daai oggend oor die radio en hulle praat en die ou sê, you know your Wyk is your home. So die Here wys vir my vanne is grondgebied, dis my huis. My naam Jolandi is my land, dis my grondgebied. So ek kan name en vanne is vir die Here belangrik. Dit het vir al die laaste 2 jaar het vanne verskriklik baie opgekom. Ek gaan net iets uitgooi. Jou straat waar jy bly, het jy al ooit gaan kyk wat die naam van jou straat is waar jy bly? Het jy al ooit 'n bietjie daaroor gaan dink? Ek ry eendag na 'n kosbare vriendin van my toe, sy bly in Baptiststraat. Die Here sê vir my, gaan kyk wat beteken Baptist. Ek gaan kyk wat beteken Baptist. Ek is op pad na haar huis toe, om 'n teaching by te gaan woon oor wells, oor water. Wat beteken Baptist? A cistern of water. Gaan kyk 'n bietjie wat jou straat se naam beteken. Kyk 'n bietjie wat se grondgebied waar die Here jou neergesit het. Wat beteken janke? Janke, is dit jou boetie Janko? Lianke. Tannie gaan nou vir jou eerlik sê, Tannie moet gaan bietjie navorsing doen op dit. Want dit is 'n baie kosbare, interessante naam. So mag ek vir jou bietjie gaan navorsing doen op dit en dan vir jou mamma dit laat kry. Is dit oukei? So Tannie kan nie nou uit die face uit sê nie. Ek sal baie graag almal se name wil weet en ken, maar ek doen ongelukkig nie. So ek gaan dit vir jou doen, is dit reg? Goed. Sal julle net vir my julle 'n e-pos of 'n WhatsApp vir my stuur, dan sal ek julle in kontak sit, is dit reg, Jolandi? Is daar 'n verskil tussen die naam Daniel en Dani? Nee, daar is nie. Dis 'n baie goeie vraag. Nee, daar is nie. Want Dani is afkomstig van Daniel. So Daniel is amper soos wat 'n mens sê, 'n fondasie. Jy weet as jy 'n huis bou, nê, dan gooi jy mos fondasie sodat hy lekker sterk kan staan. So Daniel is die fondasie en Dani vloei daaruit. So jy's heeltemal reg. Selfe naam, selfe betekenis. Goeie vraag. Dankie hoor. As nog tyd vir so 1 of 2 is daar. Waar is die ou mense? Wat is fout met julle? Met ons. Wat is fout met ons? Kom ons sluit af in daai geval. Sorry. Wat ek sal op die is julle op die WhatsApp groep? Nee. Kry net my nommer na die tyd. Ek sal op die WhatsApp groep, Jolandi, kan ek maar jou besonderhede daar deel. En dan die van julle wat graag dis regtig as jy vir iemand 'n geskenk wil gee wat sy voete onder hom uitslaan, dan gee jy vir hom 'n joernaal met sy naam in. Dit verander 'n mens se lewe as hy daarin begin wandel. So ek sal Jolandi se inligting op die WhatsApp groep sit. As jy nie op die groep is, jy kom sê nou vir my en gee my jou nommer. Ja, in daai geval kom ons sluit af. Vader, wat 'n voorreg om die dag in u naam te kon begin. Ek is. En ek wil vanmôre, soos ons vroeër gebid het, elke man hier uitstuur, elke dame hier uitstuur vandag, elke kind, elke jong mens wat hier is vandag uitstuur. En mag u iemand oor ons pad bring vandag, wat u nodig het, wat liefde nodig het. Ons eer u, ons loof u, en ons spreek weer eens u seën uit oor Jolandi en Leon, oor hulle huwelik, oor hulle gesin, en oor hulle sphere of influence. Mag u liefde seëvier. Amen.